Vanoggend gaan ons lees uit Spreuke uit, hoofstuk 3 vers 1 tot 10. Ek gaan voort om vir ons te lees. My seun, wat ek jou leer, moet jy nie vergeet nie. Hou vas aan wat ek jou voorskryf, want dit sal vir jou 'n lang lewe verseker. Dit sal maak dat jy 'n vol lewe het. Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie. Leef daarmee saam, maak dit 'n deel van jou lewe. So sal jy guns verwerf en byval vind by God en mens. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou op die regte pad laat loop. Moenie dink jy het die wysheid in pag nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam. Vereer die Here met offerhandes en al wat jy besit en met die beste uit jou oes. Dan sal jou skure oorvol wees en jou parskype oorloop van die wyn. Ons lees vanoggend net tot sover. Toe ek op skool was, hier iewers in die laerskool, ek kan nie lekker presies onthou nie, het daar eintlik 'n nuwe tendens onder die jong mense voorgekom. Elke keer is daar so ietsie en dan het die hele skool dit en almal doen dit of speel met dit ensovoorts. Maar hierdie keer het almal 'n bandjie om hulle arm gedra wat net 'n paar letters op geskryf was. Hierdie letters was WWJD of WSJD, net dit. Nou vir iemand wat 'n kind van die Here was of is, het hierdie bandjie 'n baie besonderse betekenis gehad, want hierdie letters het gestaan vir what will Jesus do, of wat sal Jesus doen. Die bedoeling juis van hierdie bandjie was gewees, dat as jy as kind van die Here jouself in verskillende situasies moet afvra, hoe die Here sou optree in daardie geval. Op so 'n manier het dit eintlik gehelp en gelei dat 'n mens nie net groei in jou verhouding met die Here nie, maar het jy werklik jou geloof uitgeleef hier op aarde. Want nadat jy daardie vraag waarskynlik vir jouself gevra het jy gestreef om dan soos Jesus op te tree, eerder as dit wat jy natuurlik sou wou doen. So dink ek, is daar nog steeds vandag baie lewensvrae waarmee ons eintlik elke dag mee worstel. As gelowige vra ons onsself aanhoudend die vraag oor, maar hoe sou jy as gelowige teenoor hierdie saak optree? Hoe sal jy as gelowige teenoor 'n tipe persoon optree? Of selfs ook, hoe sal jy as 'n gelowige hierdie of daardie saak oplos? Ja, vir ons is dit die vraag wat ons moet vra, hoe moet geloof in die Here in terme van ons alledaagse bestaan eintlik lyk? Dan dink ek, dit is eintlik die boek Spreuke wat vir ons so mooi hiermee help. Want Spreuke is vol lewenswysheid. Spreuke is 'n boek wat eintlik met ons praat op 'n manier hoe ons die Here kan dien. Dit is 'n boek wat vir ons sê hoe ons as mens moet wys optree en verstandig wees in al die verhoudings met almal wat ons het. Met die Here, met mense wat ons ken of wat ons nie ken. Spreuke kom en wys ook terselfdertyd nie net vir ons daardie goeie besluite wat ons as mense kan neem nie, maar ook soms die teenoorgestelde. Wat gebeur as jy nie die regte besluit maak nie? Spreuke leer ons van hoe ons as te ware eintlik 'n onderskeid kan tref van die wêreld. Dit leer ons ook oor hoe ons anders is. Dit gee eintlik vir ons 'n aanduiding oor hoe ons hier op aarde, waar ons geplaas is, gelukkig kan leef. Een van hierdie hooftemas wat die boek van Spreuke op fokus, is natuurlik wysheid. Om vir iemand te leer, sodat hulle moet verstaan waaroor dit gaan. En dis presies waaroor hoofstuk 3 ook gaan. Hoofstuk 3 kom en fokus juist daarop. En die skrywer kom en skryf om te sê, vir hierdie persone wat hierdie hoofstuk lees, was die bedoeling juist daarvoor gewees, dat hulle moet meer leer
oor die lewe. Juis omdat hierdie mense nie noodwendig goeie ervaring gehad het van keuses en besluite wat hulle gemaak het nie. Hierdie skrywer kom en spreek dit eintlik so mooi saam. Hy spreek ook die lesers as my seun aan. Dit sê sommer maklik vir my dat dit iets persoonlik is. Al is dit hy nie fisies sy seun nie, is dit 'n gevoel van dis nie net klomp voorskrifte wat gegee word nie, maar eintlik is dit 'n manier waarin liefde nader gekom word om te sê wat gevolg moet word en hoe besluite ook geneem moet word. Daarom kom die skrywer en sê eintlik die sleutel van dit wat 'n mens moet verstaan, is dat 'n mens altyd moet onthou. Die doel daarvan, wanneer 'n mens onthou, beteken dat dit so deel sal word van 'n mens se lewe, dat 'n mens eintlik nie onderskeid kan tref daarvan nie. Dat dit wat die spreker graag wil hê, 'n mens moet onthou, dat dit sal deel wees van wie jy is. Die skrywer van Spreuke kom en gee in hierdie gedeelte vir ons 3 wyshede wat so deel moet wees van ons lewens, dat ons dit nie met eintlik onderskeid kan aftref nie. Hierdie 3 dinge moet ook nie wees dat ons net 1 of 2 van dit in ons lewens sal sigbaar wees nie, maar dat al 3 'n rol sal speel. Graag wil ek vanoggend by elk van hierdie 3 dinge stil staan. Die eerste gedagte is dat liefde en trou altyd sigbaar moet wees in jou lewe. Dis eintlik vir my niks snaaks dat die skrywer hier begin met liefde en trou nie. Want ons leer of van die begin in die Bybel af dat God liefde is. God is so deel van ons en dis hierdie liefde wat ons moet verstaan. Ons moet onthou, God is liefde. Wanneer ons dit glo, wanneer ons dit uitleef, beteken juis dat ons dit so deel maak van wie ons is. Want dit is hierdie liefde wat ons onderskei van 'n wêreld. Dit is hierdie liefde wat gebrokenheid gesond maak. Dit is hierdie liefde wat verhoudings vorm. En ek dink ook dis maar hierdie liefde wat vir die wêreld 'n soektog en 'n antwoord sal wees. Maar saam met hierdie liefde skryf die skrywer juis om te sê dat 'n mens moet ook trou hê in dit wat jy doen. Want liefde en trou gaan hand aan hand. As daar nie trou is nie, beteken dit dat iemand jou nie kan vertrou nie. Beteken dit dat daardie liefde en vertroue nie sal wees nie. Want die doel daarvan is juis dat 'n mens 'n vol lewe sal leef. 'n Lewe waar jy ten volle tevrede sal wees in dit wat jy bereik. In hierdie gedeelte lees ons juis daarvan hoe om 'n vol lewe te kan leef. As ons 'n vol lewe leef, beteken dit juis dat ons 'n lewe van vol vreugde sal hê. En tweedens wil ek eintlik sê dat ons daardie een ding waarna almal op soek is, gekry het. En dis dat ons deur God aanvaar is. Want God in sy liefde aanvaar ons wie ons is en soos ons is. Maar 'n mens wonder vinnig, in hierdie gedeelte het ons gelees van hoe om 'n lang lewe te leef. Beteken dit liefde en trou sal vir 'n mens 'n lang lewe gee? Ek wil eintlik vanoggend sê, destyds het mense geglo, as jy 'n lang lewe geleef het, het jy eintlik iets reg gekry en reg gedoen. Maar dit verskil. Eintlik is dit nie die bedoeling van hierdie teks nie. 'n Lang lewe is nie gelyk aan jy doen iets reg nie. Of 'n kort lewe is nie gelyk aan jy's 'n slegte mens en doen iets verkeerd nie. 'n Lang lewe in hierdie gedeelte word dood eenvoudig eintlik bedoel daarmee dat jy vol vreugde sal wees en dat jou lewe vol oortuiging in God sal wees. Veral in Jesus Christus. Jesus is selfs vir ons 'n voorbeeld hiervan. Jesus het nie 'n lang lewe geleef nie. Op 36 is hy gekruisig en dit het nie gemaak dat hy 'n slegte persoon is nie. Inteendeel. Selfs Job het gekom en gekonfronteer oor hierdie hele gedagte. En daarom, geliefdes, kan ons nie sê dat as jy 'n lang lewe leef, beteken dit dat jy 'n goeie mens is of iets reg kry nie. Wat gebeur as daar siekte is? Wat gebeur as jy vroeg sterf? Daarom, wanneer ons lees van 'n lang lewe,
bedoel hierdie skrywer dood eenvoudig dat jy in hierdie tyd wat jy sal leef, 'n vol lewe sal hê, vol in oortuiging van dit wat die Here vir jou beteken, vol liefde, vol trou, vol van Christus. En om vol te kan leef, kan ons nie anders nie, maar om te sê dat daar 'n tweede verhouding is wat gebou word. Want jy kan nie net liefde en trou leef nie. Jy moet selfs ook op God vertrou. En dis die tweede gedagte. Want om op God te vertrou is niks anders as om totaal en al oor te gee aan hom nie. Dit beteken om te sê dat jy van jou eie menslikheid sal afsien. Om te gee vir dit wat die Here wil hê jy moet doen. Om juist daar te wees, sodat jy moet verstaan dit wat God van jou verwag. Dat jy nie meer vir jouself belangrik is nie, maar dat dit wat God vir jou is en beteken, jou eerste prioriteit sal wees. Waarom is dit belangrik vir elkeen van ons om onsself te vertrou op die Here, want die Here weet wat's reg. Die Here wil selfs maar net hê dat ons hom moet toelaat, dat ons eintlik op hom mag vertrou. Dink dalk so daaraan. Wanneer ek gewoonlik my hare laat sny by 'n haarsalon, dan sê ek vir die haarkapper min of meer wat ek gedoen wil hê. Partykeer maak ek dit makliker, dan vat ek 'n prentjie om vir hulle te wys, dit is wat ek gedoen wil hê. En dan moet ek eintlik terugsit, ontspan en vertrou dat die haarkapper sal doen wat sy moet doen. Ek kan mos nou nie gedurende die proses vir ons sê, maar dit is wat jy nou volgende moet doen, of dit is hoe dit werk, ensovoorts. Ek moet toelaat dat sy die werk doen, en ek moet vertrou dat sy dit tot die beste van haar vermoë sal kan doen. In ons verhouding met God werk dit presies dieselfde. Ons moet vertrou op God, vir daardie pad wat hy vir ons platstel. Ons kan nie na God toe kom en vir hom sê, maar dit is wat ek wil doen, en dit is nie wat ek wil doen nie. Ons moet onsself oorgee. Ons moet erken dat die Here vir ons die pad en die leiding sal gee. Ons moet weet, God is vir ons vertroue. Want wanneer ons op hom vertrou, dan weet ons, hy is daar. Ons moet erken dit wat God ook vir ons doen. Want God moet erken word waar ons leef. Of dit is daar waar ons elke dag is. Dit beteken by die huis, dit beteken by die werk, dit beteken selfs ook in besigheidsbesluite, maar dit beteken ook daar waar 'n mens ontspan. Dit is juist deur hierdie erkenning en hierdie vertroue wat ons verhouding met die Here sterker gevorm word. Want dink terug daaraan, wanneer ek vertroue gehad het op 'n haarkapper om te doen met my hare en ek gesien het aan die eindproduk dat sy voldoen het daaraan, beteken dit eintlik dat ek vertroue het om volgende keer weer terug te gaan na haar toe, om makliker vir haar te kan sê wat ek die volgende keer gedoen wil hê. In God is daar altyd vertroue. God sal ons nie teleurstel nie. God sal ons nie los nie. Hy is juist daar om die pad saam met ons te stap. Daarom moet ons op God vertrou vir dit wat hy vir ons doen en wat ons raak sien. Saam met dit kan ons nie net vertroue hê nie, maar moet ons dit ook wys. En hoe anders te wys ons dit nie, maar as om God te vereer, selfs ook met ons offerhandes. Ja, vir God gaan dit nie net bloot oor die vertroue nie. Vir God gaan dit soms ook daarvan dat ons dit moet fisies wys in die manier hoe ons leef. Maar hoe verduidelik ek vir 'n mens wat om te maak met hulle geld? Ek kan eintlik nie. Maar dan dink ek dadelik terug aan die boek wat ons gedoen het, wat ons begin doen het eintlik verlede jaar met Bybelstudie. Want in Handelinge het ons die eerste geleentheid geleer dat hierdie gemeentes of hierdie gelowiges eintlik baie swaar gekry het. Hierdie mense het swaar gekry omdat daar so baie hongersnode afgespeel het in die tyd wat hulle geleef het. En daarom het klomp Christene na mekaar toe gekom en vir mekaar gesê dat hulle werklik moet kom om mekaar te help. En die eerste gemeente wat die gemeente in Jerusalem was, het juist gesê dat mense moet fondse insamel. En hierdie gemeente het dit uitgedeel
vir persone wat dit nodig gehad het. God het juist toe al sy wil hier onder mense gehad. Want op so 'n manier het dit al deurgekom hoe 'n mens deel moet wees om te gee, te vereer vir dit wat God doen. As ons kyk na ons lewe vandag, dan besef ons vandag in die situasie waarin die kerk is dit eintlik dieselfde en speel die kerk se rol nog steeds 'n belangrike rol. Want om God te vereer en te wil deel wees, is so deel van ons geestelike lewe. Daarom kan ons nie anders doen nie, maar as om altyd te bly by dit. Om te bly om te besef dat dit belangrik is om vir God te gee. Of dit is geld, tyd, ondersteuning of selfs teenwoordigheid. Dit bly nog steeds belangrik. Dit is belangrik om te vereer vir dit wat die Here doen. Want God kom en sê dat hy ons seën. Hy deel is van dit. Geliefdes, daarom moet ons gee aan die Here. Gee dit wie ons is. Of dit ons menslikheid is, ons moet dit vir die Here gee. Ons moet deel met die Here, ons harte oopmaak. Sê hoe ons voel, hoe ons dit ervaar, wat ons beleef. Ons moet bereid wees om hierdie pad saam met die Here te stap, want God gaan nie ons hand los nie. God is saam met ons. En dit is juist hierdie 3 wyshede wat die skrywer van Spreuke so graag wil hê, ons ter harte moet neem. Die skrywer wil hê dat dit so deel moet wees, dat wanneer God na ons kyk, dat hy dit sal raak sien. Ja, in hierdie kwartaal is ons eintlik besig om te fokus op 'n hele gedagte van wat God raak sien as hy na ons kyk. Ons is besig om onsself te ontdek deur God se oë. Mag dit wees dat hierdie 3 kenmerke sigbaar sal wees vir die Here. Maar mag dit nie net vir die Here sigbaar wees nie. Mag dit vir elke ander mens wat op aarde leef ook sigbaar wees. Mag dit sigbaar wees dat God liefde is. Mag dit sigbaar wees dat ons op God kan vertrou. En mag dit sigbaar wees dat dit so lekker is om die Here te vereer, dit wat ons het. Hierdie woorde waarmee Spreuke 3 eintlik begin het, is vir my so mooi. En ek wil eintlik met dit afsluit. Die Boodskap se vertaling het dit vir my so mooi beskryf, en dit is wat ek vir u wil lees. Dit sê, luister na my raad, dink mooi oor die alledaagse lewe na, dink wat jy op die regte oomblik moet sê, en wat jy moet doen, wie en wat jy eerder moet vermy. 'n wyse manier van leef het groot waarde. Ons waarde is die ewige lewe. Ons waarde is die verlossing wat ons kry. Ons waarde is juis daaraan dat ons hierdie 3 wyshede so sal deel maak van ons lewe, dat almal dit kan sien. Amen.